Kennedy op Groot FM 90.5 met ons verander. Hoorie, saam met my in die ateljee het ek vir professor Claudine Storbek. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. En Jy kan vir my lekker naby aan daai mikrofoon sit. Ag, Marley, wil jy nie gou hom net daar optel nie asseblief. So ons praat vandag so bietjie in so ek het 'n insettel op donderdag. Ons noem dit o my donderdag want dit is die weirdste goeters wat ek aanpak en wat ek probeer doen en ek het nou 40 geword hierdie jaar. En toe sê almal vir my jy's te oud om te leer en toe besluit ek nee. Ek is seker mens kan nog leer op 40 en nou probeer ons daai punt bewys. Stukkel, ek is 55. So, Jy sien. julle is nog baie jonk. Ons is nog ag nee wat. So Prof Storbek, jy's van Wits Universiteit. Vertel gou vir ons wat is jou velde waarin jy spesialiseer? Ek is al 28 jaar daar en het die Sentrum vir Dowe Onderwys en Dowe Studies begin 28 jaar terug. Wow. So ons fokus op onderwysers oplei om dowe kinders mee education. En mense dink dit sluit net gebaretaal in, maar as dowe pedagogiek en hoe jy dit doen, dowe strategieë, dan werk ons met dowe babas. En is 'n ondersteuningssisteem vir families. So as jy 'n babatjie het wat doof is, sal ons verniet by jou kom sit vir 3 jaar en jou ondersteun deur die hele pad wat jy loop. Oh wow. Ja, want dit is die ontwikkelingsjare van 'n kind is tot en met 6, maar taal is omtrent 2-3 jaar oud. En dit is die beste tyd dan seker om gebaretaal te leer en ook om met jou kind te kan kommunikeer. Ja, daai kommunikasie bou die fondasie van alles, nie? En gebaretaal is een van die keuses wat 'n mens kan maak, maar die oë van 'n kind met 'n gehoorverlies is 100% tipies. En dis daai oogies wat 'n mens wil gebruik in daai eerste jare, ja. Oh wow, dit is amazing en ek vind dit so interessant. So vertel vir my, hoekom het jy hierdie veld gekies? Vandat ek omtrent 8 jaar oud is, het ek geweet dis wat ek gaan doen. En ek het nou die dag geleer in 'n identiteitswerkswinkel wat ek kyk dat ek het 'n fliek gekyk, The Miracle Maker of The Miracle Worker, oor die lewe van Helen Keller. En daai fliek het my naam geroep. Oh wow. En ja, ek het vir my ma en pa gesê toe ek 8 jaar is, ek gaan met dowe mense werk. Ek het nog nie geweet wat ek gaan doen nie. Mense het gedink ek gaan medies of audiologie of spraakterapie, maar ek het geweet ek gaan nie dit doen nie. Maar ek het altyd geweet. En as ek nie met dowe mense gewerk het nie, het ek maar by die huis gesit en vingers speel. Dit is so cool. So volgende maand is Dowe Bewustheidsmaand, Deaf Awareness Month, September maand. En daar word so baie in September maand daaroor gepraat dat ek en jy toe gesê kom ons doen dit in Augustus. Ja. Dat ons mense vooraf kan sê hierdie is op pad. Hoekom voel jy is iets soos daai belangrik? So Dowe Bewustheid Maand is wonderlik want 'n mens fokus daarop want dit is gewoonlik it's invisible. En dis een van die grootste probleme wat ons het in doofheid. Is mense kan dit nie sien nie. So mense gee nie geld daarvoor nie. Mense dink nie daaraan nie. Jy identifiseer 'n baba verskriklik laat want jy kan dit nie sien nie. En so September maak dit oral bewus. Maar dowe kinders is doof elke dag. En so dit breek dan my hart dat almal fokus op doofheid in September en dan vergeet ons daarvan vir die res van die jaar. So vir my is dit Deaf Awareness Month, Deaf Awareness Day elke dag. Maar dit is belangrik sodat ons die boodskap daar kan uitkry en natuurlik dan vir mamma sê as jy swanger is moet 'n mens daai babatjie getoets kry en as jy doof word as 'n ou mens of jy's in 'n karongeluk, mense kan doof raak. So moenie bang wees om te sê hoor jy kan nie hoor nie. Doen iets daaromtrent want gehoor impak aan 'n mens se verhoudinge. Verseker en gehoor in is iets wat ons baie belangrik. Ag ons is in radio. Gehoor is my werk. Dit is my audience. Dit is my alles. So dit is altyd vir my so moeilik om te dink ons het blinde luisteraars, maar 'n dowe luisteraar gaan nooit kan deel wees van radio nie en dit is vir my so hartseer eintlik. So en toe besluit ek so aangesien gebaretaal nou die 12de amptelike taal van Suid-Afrika is, waaroor ek baie opgewonde is. Absoluut. Ek het gedink dit het heeltemal te lank gevat, maar dit is uiteindelik daar. Moet ons 'n plan maak om beter te kan kommunikeer, want dowe mense leer dit, hulle families leer dit, maar die res van die wêreld weet nie hoe om met die mense te kommunikeer nie. En ek het nou al so baie te doen gehad met 'n paar
ongelooflike goeie winkels, supermarkte wat mense wat doof is hier, maar dan weet jy nie hoe moet jy nou met hulle praat nie. Party mense kan lippe lees wat great is, maar nie noodwendig nie. So toe besluit ek dis 'n goeie ding. So ek wil by jou hoor, kan jy vir my 'n paar basiese daaglikse dinge leer wat ek kan gebruik as ek met dowe mense te doen het? Absoluut, ek sal dit vir jou definitief kan leer. En ons maak 'n video ook, so jy kan gaan kyk nou daarna. Okay. Definitief, dit sal, maar een van die dinge wat vir mense sê is, moenie bang of skaam wees nie. Mense maak foute, maar dowe mense is altyd die persoon wat moet vorentoe kom en probeer kommunikeer, want as 'n horende mens is ons altyd te skaam, what if I make a mistake, wat as mense vir my lag, maar die eerste ding is oogkontak, be brave, en probeer. En as jy dit nie weet nie. Dit is 'n outomatiese ding om amper af te kyk. Absoluut. Ek wonder hoekom. Ja. En 'n mens is bang, as jy groot mens is, wil jy nie foute maak nie. Jy wil nie laat mense vir jou lag nie. En as jy nie die gebaar ken nie, dan mime jy dit, dan gesture, dan mime it out, act it out, and they'll teach you the sign. Dis so cool. Okay, so wat gaan ons leer? Eerstens seker hoe om hallo te sê. Hallo. Okay, so daai is baie soos die army groet nie heeltemal nie. So. Okay. Hallo is vorentoe. Vorentoe, okay. Partytjie mense kan mens waai, maar dis hallo. Okay. En hoe gaan dit met jou? Daar is nie 'n gebaar vir elke woord nie. Ja. So dis in 'n agglutinating language. Ja, anders gaan dit te lank vat, ja. Ja, maar dis net hoe gebare is. Dis 'n driedimensioneel. So hoe gaan dit met jou is Okay, so jy vryf met jou 2 hande net bo jou bors en dan kom die duime op. So, maar dan is die gesig, wenkbroue op, nek vorentoe. En dan hou jy jou oë op die persoon met jou wenkbroue op totdat die persoon antwoord. So dis die wag. Dis die vraag dan. Hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Teken. Ja, jou oë vra die vraag. Jy. Dis so cool. Ja. Okay, so jy kan my nou vra. Maak dit saak met watter hand jy hallo sê. Nee, as jy reghandig is, dan gebruik jy reg. So jy sê hallo en dan sê jy, hoe gaan dit? En dan lees ek dit en ek weet jy vra my 'n vraag, dan sal ek sê goed, dan sit jy so half amper jy wys na jouself toe en dan die sharp teken. En my mond is Okay. Dit kan wees so of af. Ja. So jou gesig is deel van die linguistiek. So dis nie eintlik facial expressions nie, dis nie emosies wat 'n mens gebruik nie, maar dis deel van die linguistiek van die taal. So gebare en die hande wat jy gebruik, jou hele liggaam en jou gesig is alles deel van die linguistiek van die taal. En ek dink dit is wat dit so moeilik maak vir mense is, want jy het eintlik nou so mooi gesê, dis driedimensioneel. Ja. Ek het regtig nie dit geweet nie. Ek het nog altyd gedink dis net jou hande. Maar dit is nie net jou hande nie, dis jou gesig, jou hele lyfstaal eintlik wat moet saampraat. Absoluut. Dis 'n lyfstaal. Dis mooi. Dis 'n lyfstaal. Dis 'n lyfstaal. En dis hoekom wanneer jy so dis ekspressief, so ek gebaar, dis expressive language, ekspressiewe taal. Wanneer ek na jou toe kyk, is dit reseptiewe taal en is makliker om te gebaar as om gebare te lees. Ja. Want elke persoon het sy eie aksent, sy eie manier, al gebruik jy dieselfde woordeskat. Rare. En as jy 'n tolk is, moet jy daai gebare omsit in woorde. So dis baie challenging om op 'n tolk te wees. So ek moet na jou luister met my oë en dan moet ek dit omsit in sterk, amazing, wonderlike, hoë kwaliteit taal. So dis 'n groot ding. Okay, so dis hallo, hoe gaan dit? Hallo, hoe gaan dit? Okay, so ek dink die groot ding is en ek dink dit is iets wat ons toe nou wat my so kwaad gemaak het en ons almal ken daai, jy weet sommer waartoe ek nou gaan. Is met Mandela se begrafnis, daai sogenaamde tolk wat net goed opgemaak het, asof dit uit nêrens uitkom nie. Hy was wel baie oortuigend en nie een van ons wat kan hoor het nie geweet tot na die tyd nie, maar ek dink dis eintlik so hartseer dat iemand so iets sal doen. Ja, en weet jy, dit was eintlik 'n baie wonderlike geleentheid vir die dowe gemeenskap in Suid-Afrika om bietjie meer awareness te kry. En hulle kon dit bietjie beter gebruik het, maar hulle was baie woedend en ons het tot by die president gesels en ja, dis wat gebeur as 'n mens enige deel van jou liggaam verloor het.
people take advantage of that. Verseker, en ek dink die groot ding is, wat mense nie besef nie, is, as jy nie kan hoor nie, dit is so goed, hulle het jy bel iemand en hulle antwoord jou in Mandarijn. Ja. Jy het nie, of jy nou kan hoor of nie, jy het nie 'n klou wat aangaan nie. En al gesels ek en jy ken gebaretaal en ek ken gebaretaal, as mense om ons gesels, en hulle skinder lekker van jou, en hulle hou nie van jou hemp nie, of hulle skinder van iemand, of 'n ou sê hy hou van jou, 'n hoorende persoon sal dit hoor. Ja. Want jy hoor daai gesprek voor jou en alles om jou. Dowe mense mis al daai goed. So incidental learning is ook baie min. En dan het ons natuurlik doofblinde mense, waar jy doof en blind is, en dit is die ergste, want dan doen jy nie gebaretaal 3-dimensioneel in die lug nie, jy doen gebaretaal 3-dimensioneel op die hande. Ja. So dis handgebare. Sjoe, hoeveel van hierdie verskillende dialekte kan jy saai? It's a gift of God. He's given me sign language. Oh, wow. Okay, ons is nou weer terug, dan gaan ons verder gesels. Baie dankie, het klaar boodskappe ingekom. Iemand wat sê, my pa het doof geword in 'n karongeluk meer as 40 jaar gelede al. En iemand anders wat ook hierso sê, wat 'n interessante gesprek. Definitief iets waaruit ons baie meer van kan leer. So, daar het jy dit. Met Dancing Queen op Groot FM 90.5. Hoorie, ek en Prof Stolbeck het 'n ongelooflike van tyd. Sy leer my 'n klomp dinge hier. Dit is baie moeilik en ons het vooraf eintlik ook geweet, om op radio te probeer verduidelik. Dis hoekom ons video's maak, maar dis iets wat ons nog steeds oor moet praat. Dis iets wat ons onder mense se aandag moet bring. So iemand sê hierso, dit is 'n vraag, iemand is nou bang, hulle het nou gesê, jy het gesê moenie bang wees nie, maar mense is altyd bang om ander mense te offend. Ja. En ek dink dis, want hulle sê hierso, ek is nie bang om my naam met 'n plank te slaan nie, ek is bang ek offend die ander persoon. Wat ook sin maak, seker. Dit maak sin, maar vir dowe mense, as jy na hulle toe gaan en probeer, is dit life changing, want niemand doen dit nie. So hulle sal dit so waardeer. En iets waaroor jy en Detoy gepraat het, is nou 'n vraag wat iemand anders ook nou hier gevra het. Mense, jy sien, hulle wil net nie ek moet hulle name sê nie, want hulle is weer eens bang. Hulle offend mense, maar is okay. Hulle sê, sonder om iemand te offend of om snaaks te wees, as iemand van geboorte af klaar doof is, in watter taal dink hulle? En ek dink dis wat julle nou ook oor gepraat het. Taal het 'n ander betekenis wanneer jy doof is. Want hulle het nie, dit is nie soos wat ons taal ken nie, is ek reg? So as jy groot word met gesproke taal, en as jy bilingual, trilingual is, dan dink jy in party verskillende tale. So ek het geleer om tel in Afrikaans. Ek tel in Afrikaans. Ek dink wiskunde in Afrikaans. Al my ander taal is Engels. Gebaretaal, hulle droom in gebare. Dis so hulle cool. Sien dit 3-dimensioneel as hulle groot word met gebare. Dit is so cool, want dit is want jy kommunikeer tog nog steeds in jou drome, net soos wat jy in regte lewe stel. So absoluut. Dit is so cool. Okay, so as 'n mens, julle het 'n baie oulike kursus wat in September maand begin by Wits. Vertel my 'n bietjie meer van dit. So ons het hierdie kursus ontwikkel online, want so min mense tyd deesdae. En gewoonlik moet 'n mens gebaretaal face-to-face leer. Want dit is 3-dimensioneel, jy's saam met mense, maar ons het geleer dat om mense te help om dit te doen, om dit makliker te maak, doen ons dit online. Dis so 6 of 7 weke lank en jy leer om gebaar ekspressief te doen, maar jy leer ook om gebare to receive it, reseptief. So jy leer altyd daarvan en jy leer van dowe kultuur, dowe literatuur, dowe humor. So jy leer ook van die dowe gemeenskap en die gebaretaal, want it's its own community. Is 'n heeltemal 'n verskillende kultuur. So in Suid-Afrika het ons alle tale, het sy eie kultuur. Dowe mense wat gebaretaal gesels, het hulle eie kultuur, deaf with a capital D. Dis so cool. En ek dink dis wat mense verstaan nie, is jou taal koppel jou baie aan 'n kultuur of aan 'n iets. Maar as jy doof groot word, is dit iets heeltemal anders. En dit is moeilik vir 'n gesin, want jy word groot in 'n Afrikaanse familie, maar jy's doof en Afrikaans. So jy het 'n dowe deel van jou kultuur
en 'n Afrikaanse deel van jou kultuur en jou familie is nie deel van daai dowe kultuur nie, want dowe mense is anders en hulle wil vriende wees met mekaar, hulle wil want hulle ervaar die lewe anders. Absoluut. Dit is 'n heeltemal 'n ander ervaring. So ons het nou geleer, hallo sê, ons gaan daai net nou op ons sosiale media sit, dan kan jy, ons het geleer om te vra hoe gaan dit. Jy het ook nou gewys, as 'n mens sê jy's jammer, dan staan 2 verskillende maniere. So die eerste een is amper jou vuis voor jou mond. Voor jou mond en jou palm is na jou toe en jy sê jammer, so dis soos wat jy sal tandeborsel amper van een kant na 'n ander kant. Ja. So dis gewone jammer, maar as jy jammer is want jy het iemand seer gemaak en jou hart is seer, dan is daai selfde hand oor jou hart en dan vryf jy dit so in 'n sirkel, jammer. Ek is so jammer. Ja. En jou gesig moet dit wys. Jou gesig moet wys hoe jammer jy is. Help nie jy wys die jammer, maar jy lag nie, want dit gaan nie werk nie. Veral as jy met 'n man of 'n vrou of jou kind, moet jy regtig jammer wees. Jy moet reg. En dan natuurlik dankie. Dankie. O ja, dankie is jou palm na jou toe, jou vingers raak aan jou ken en jy wys dan weer vorentoe. Ja. So raak jou vingers aan jou ken en wys vorentoe vir dankie. Ja. Dit is so cool. So as mense meer wil weet oor hierdie kursus wat nou in September begin, ek dink ek moet kyk of ek daar 'n tydjie kan inwerk vir dit, want ek wil dit baie graag leer. Waar kan hulle gaan uitvind? Weet jy, Wits Universiteit gaan kyk net vir Centre for Deaf Studies. En ons het ook 'n gebaretaal handboekie wat jy verniet kan kry. So almal van julle kan Jy is daai myne. Dit is joune. Yay. So jy kan dit download verniet. Centre for Deaf Studies, dan het ons eie publikasie departement called Roots Resources en daar's kinderboeke wat jy kan kyk, daar's poësie deur dowe digters. So daar's baie dinge daar wat jy verniet kan kry, especially the Sign Language Dictionary, asseblief julle. Ek dink daai is baie cool, want kommunikasie is my werk. So kommunikasie is vir my so belangrik. En dit is hoekom gebaretaal of lippe lees vir my voel ek 'n baie belangrike ding is om met iemand te kan kommunikeer. Want ek voel heeltemal so my tannie is verlam, so ek mag dit daarom sê, maar ek voel asof my arms afgesny is of asof my been af is as ek nie met iemand kan kommunikeer nie. Dit voel vir my asof ek het geen manier hoe om met hulle te praat nie. My ander vraag is nou, ek weet nou nie of jy gesien het nie, maar ek praat met my hande die hele tyd. So jy sal dit baie maklik kan leer. O, wonderlik. So jy sal reeds 3-dimensioneel in touch with yourself and your body, you're already expressive, maar die stille mens kan dit ook leer. Maar dis nou die ding, want ek kan nie praat as ek nie my hande gebruik nie. As jy my hande gaan vasmaak, dan gaan ek nie weet wat om te doen nie. So dis altyd vir almal baie snaaks as hulle in die studio inkom, want niemand kan my sien as ek alleen hier sit nie, maar jy sien net arms waai soos wat ek praat. So so gaan kyk op Wits Universiteit. Ek dink ek moet 'n bietjie by die luisteraars hoor wie gaan saam met my hierdie kursus aanpak September. De Tooi is jy in. De Tooi is ons tegniese persoon. Hy het nou gesê hy is in 'n rugby span met 2 dowe mense wat saam met hom klub rugby speel. So ek dink ek en De Tooi en ons gaan 'n paar, want as jy 'n paar mense het wat dit saam met jou doen, dan moet jy dit doen. Dan kan jy nie opgee nie. Sal dan 'n verniet kinderboekie kry met dowe karakters in wat ons geskryf het. En die dowe karakters is primary characters. Hulle is nie net die add-on nie. So ons het boeke geskryf dat dowe kinders kan lees om karakters te sien wat net soos hulle is. So ons sal vir julle 'n pakkie boeke stuur wat jy vir jou luisteraars kan stuur as hulle gebaretaal saam met jou doen. Okay, hier's iemand wat nou sê hulle gaan dit saam met ons doen. Nice. Annie sê hulle gaan dit saam met ons doen. Wat kos die kursus? Dit is R10,000. En ek weet dit is shocking, maar as jy 'n ander taal gaan leer, is dit baie, as jy besigheidskursusse doen, dan is hulle duur, maar almal wil gebaretaal verniet doen. So dis hoekom ons die boekie is daar verniet. Die boekie is verniet. En ek offer 'n money back guarantee. As jy dit nie geniet nie, as dit nie jou lewe verander nie, mense, ek sal vir Wits moet vra. Maar ek is heeltemal so I'm so confident in the course. As dit nie jou lewe verander nie, sal ek vir jou geld teruggee. Ag, awesome. Hoorie, verskriklik baie dankie vir jou tyd. Dankie. Ons gaan video's op sosiale media sit waar jy kan gaan kyk om 'n bietjie te sien van wat ek geleer het vandag en hoe dit werk. Iemand het my nou hier 'n vraag gevra wat ek hoop jy die antwoord ken, want ek het nie 'n idee waarvan hulle praat nie. Karin sê ek het nou die begin van julle gesprek gemis. Gebruik julle Suid-Afrikaanse makaton? Okay, so makaton is 'n baie basiese vorm van kommunikasie wat ons gebruik internasionaal vir mense met autisme.
Down syndrome of kinders wat baie low functioning is. So hulle kan nie kognitief gebaretaal leer nie want dit is te hoë kognitief. En dan is Makaton, die basiese, so met ander woorde drink is letterlik hou die glasie en pretend you are drinking. Okay. That's Makaton. Maar baie kinders leer dit en dan kan hulle kognitief bietjie meer doen en dan gaan jy oor na gebaretaal in Suid-Afrika, South African Sign Language. En ja, Makaton het 'n Suid-Afrikaanse version want ons gebruik die paar woorde wat ons het in Suid-Afrika in Makaton, maar dit is eintlik 'n internasionale stelsel. Okay, so daar is 'n South African Sign Language wat ons eie dialek eintlik is, wat nie noodwendig dieselfde is as in Amerika of in Engeland of ander plekke nie. Heeltemal verskillend en gebaretaal in Suid-Afrika is nie Afrikaans of Engels of Zulu nie. Dis gebaretaal in Suid-Afrika en it's not related to the spoken language at all. Dis so cool. Hoorie, verskriklik baie dankie. Ek het vir jou nog musiek. Ek gaan ook sommer vir jou totsiens sê nou. Kan jy glo? Dis hoe vinnig die tyd verby is. Route 326 is volgende aan die beurt. Hulle gaan vir jou huis toe vat. Ek is môre middag terug tussen 12 en 3. Groot FM 90.5.